Goed, graad 7 is die 7 is by my in die klas. Ons gaan gou vinnig deurgaan met breuke. Ek probeer so vinnig as moontlik al die video's uitgesorteer kry. So breuke sommetjies vir die vraestel, belangrik, vereenvoudig, plus, minus, en dan gaan ons nou die maalsommetjie ook doen, en dan kan ek natuurlik vir jou 'n woordsom gee, waar jy moet een van hierdie metodes toepas in die sommetjie self. So, vereenvoudiging, baie belangrik, 'n breuk se finale antwoord moet altyd in sy eenvoudigste vorm geskryf word. So wat ons hier gaan doen is ons gaan kyk watter grootste gemeene deler kan ons kies, wat in die getal, wat in die teller en die noemer kan indeel, om die breuk so klein as moontlik te maak. So, as hier gaan kyk, gaan ons sien dat 7 is ons GGD, dis die grootste getal waarmee ons kan gaan deel in beide getalle. 14 gedeeld deur 7 is 2, 35 gedeeld deur 7 is 5. Dis so eenvoudig soos dit, en jy sal 1 punt kry vir dit in jou vraestel. Dan kom ons by plus en minus, en daar is eintlik net een baie belangrike reël om hier te onthou. Kyk, as ons begin met ons sommetjie by die plus, ons kan ons heel getalle bymekaar tel, 1 en plus 2 is 3, en ons nog steeds dan die 2/3 en die 6de bymekaar tel. Maar ons kan nie hierdie twee goed bymekaar tel nie. Julle daar agter kan ook luister, want hierdie breuke se noemers verskil nie, julle nie die klas som net oor die algemeen. Kyk, die twee noemers verskil, ons moet eers die noemers dieselfde gaan maak, so ons moet weer gaan kyk vir 'n KGV, 'n veelvoud wat werk by albei. Toevallig met hierdie sommetjie is 6 'n veelvoud van 3, so ons hoef net met hierdie breuk te werk. Hierdie gaan ons maal met 2 om by 6 uit te kom, bo moet ons dan ook maal met 2, so dis 3 en 4 op 6 plus 1 op 6, jou finale antwoord 3 en 5 op 6, en daai breuk is klaar in sy eenvoudigste vorm. Hy het ook glad nie 'n hele wat jy kan uithaal om by te sit nie, so daai antwoord is finaal en klaar. By die minuskant hier onder gaan ons weer begin. Ons gaan weer ons heelgetalle van mekaar aftrek. 3 minus 1 is 2. Dan moet ons die 8ste en die 10de van mekaar aftrek. Weereens, nou moet jy gaan kyk vir 'n KGV. Waarmee kan ek maal dat albei hierdie noemers dieselfde is? In hierdie geval gaan jy sommer kan maal met 5 van die kant en 4 aan hierdie kant om beide tot by 40 te kry. So is 8 maal 5 en bodylyn maak ons ook met 5. 10 maal ons met 4 en bodylyn maal ons ook met 4. So ons kry 2 en 5 op 40 minus 4 op 40. En as ons dan daai twee van mekaar gaan aftrek, nou as die noemers dieselfde is, kry ons die finale antwoord van 2 en 1 op 40. Dankie Skaap Willem, as jy was wat nou gepraat het. Ons hou gevas. Right, dan ons laaste voorbeeld gaan oor maal, en dit is die ding waarmee julle die meeste sukkel. In julle werkboeke het ons 4 reëls gaan neerskryf, of stappe wat ons moet deurgaan, voordat ons twee breuke met mekaar kan maal. Die eerste ding is as ons gemengde getalle het, moet ons hulle eers onegte breuke maak. So ons vat die heel getal, ons maal hom met die teller, en ons tel die noemer by. 2 maal 7 is 14, plus 4 is 18 oor 7. 1 maal 8 is 8, plus 3 is 11 oor 8. Goed, nou het is nie gemengde getalle nie, so nou kan ons die breuke met mekaar vermenigvuldig, daar is ook nie 'n heel getal nie. Kom ons sê byvoorbeeld, ek het nog vir jou maal 2 bygesit, dan sal jy daai op 1 moes gaan skryf, want as ons wil maal met breuke, moet elke breuk 'n teller en 'n noemer hê. Goed, maar hy is nie daarby nie, so ons kan hom uitvee. Van daar af is jou reël eenvoudig, teller maal teller, noemer maal noemer. Goed, 18 maal 11, 198, 7 maal 8, 56. So nou het jy 'n onegte breuk, maar jou antwoord kan nooit 'n onegte breuk wees nie, so nou moet jy die heles gaan uithaal. Goed, jy gaan 3 heles hier kan uithaal, jy gaan kyk aan die kant, 56 maal 3, 6 maal 3 is 18, 3 maal 5 is 15 plus 1 is 16. As ons daai gaan aftrek, gaan ons oorbly met 30 op 56. En 30 op 56 kan jy gaan deel met 2 om hom in sy eenvoudigste vorm te sit. Dan raak dit 3 en 15 op 28, en van daar af gaan jy nie verder kan vereenvoudig nie. Vereenvoudiging plus minus maal.